Ek is die saadjie in die grond. Hy gooi sy water oral om my. My wortels vasgegroei in hom. Totdat my eerste blare son kry. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonnesval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou. Die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei en 'n ander ook beskerm net soos hy. Want ek lewe net vir hom en hy vir my. U maak my sterker elke uur. In brande hou u al die vuur weg. My vrugte vorm uit u gees. Met u langs my sal ek niks vrees nie. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonnesval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou. Die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei en 'n ander ook beskerm net soos hy. Want ek lewe net vir hom en hy vir my. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die bron van al my krag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as storms val. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou. Die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei en 'n ander ook beskerm net soos hy. Want ek lewe net vir hom en hy vir my. Geliefdes, hartlike goeiedag. Ek is pastoor Pieter Boysen van die JCRMTS familie in die Oosrand en ook 'n lid van die Chaplaincy SA. As jy met my in verbinding wil tree, my nommer is 068 577 9817. Kontak my gerus as jy enige berading, gebed wil nodig hê. Ons help graag. Na afloop van vandag se boodskap nooi ek jy uit om die nagmaal saam met my en my gesin te geniet. En dan na afloop van die afsluitingslied gaan ek 'n bietjie met julle resepte deel. Want hier is God se kombuis. Hier kook ons vir die gees en vir die vlees. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons hemelse Vader. O allerhoogste, roemrykste God, Vader, die blote gedagte aan u oneindige kalmte deurboor my, want ek werk en soeg, is ontsteld, onrustig, maar u het altyd volkome vrede. U het geen vrees of kommer dat u planne nie uitgevoer sal word nie. Hulle staan so vas soos die ewige berge. U mag ken geen perke nie. Daar is geen tekort aan u goedheid nie. U skep orde uit wanorde en my mislukkings is vir u oorwinnings. Die Here God almagtig, u regeer.
Ek kom na U as sondaar met kommer en droefheid, om elke bekommernis heeltemal aan U oor te gee. Neem elke sonde wat aan die kosbare bloed van Christus roep. Laat diep geestelike liefde in my hart oorheers, my God. Laat ons naby die sorgsame herder lewe, sy stem hoor, die klank daarvan ken, en sy oproep volg. Weerhou ons van misleiding, deur ons in die waarheid te laat bly, van kwaad deur my te help om in die krag van die Gees te leef. Gee my 'n kragtiger geloof in die ewige waarhede. Skep dit, wat ek uit ondervinding weet by my in. Laat ons nooit vir die waarheid van die evangelie skaam nie, sodat ons kan toegee aan die appel wat dit op ons maak. Dit kan bevestig deur ons gedrag. Jesus as die kern daarvan te kan sien en te ken deur die werk van die Gees. Here, help ons, want ons is dikwels lou en koud. Ongeloof beskadig ons vertroue. Sonde laat ons van U vergeet. Laat die onkruid in ons siele uitgeroei word, wortel en tak. Gee dat ons sal weet dat ons slegs waardig lewe wanneer ons in U lewe, dat enige ander onbenullighede nie van U is nie. Slegs U teenwoordigheid kan ons heilig, ons toegewyd hou, ons sterk en geduldig maak. Vader, bly aan ons en ons in U. In Jesus se kosbare naam vra ek dit alleen, en ek dank U daarvoor. Amen. Geliefdes, ons teksvers vandag, 2 Korintiërs 11 vers 23. Aan hulle dienaar van Christus, ek praat in uitsetting, ek nog meer, in arbeid oorvloedig, in sla bo die maat, in gevangenskap baie meer, in doodsgevaar dikwels. 2 Korintiërs 12 vers 10. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandeling, in nood, vervolging, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. En ek wil ook vir ons voorlees Romeine 8, vers 1 tot en met 10. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Jesus Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandig teen God is, want dit onderwerp hom aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van die Christus nie in hom het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe
vanweë die geregtigheid. As ons 'n opskrif moet plaas vir oggend op ons boodskap, platgeslaan en swak. Nou dit spreekwoord lei, die lewe is nie altyd maanskyn en rose nie, en dit weet ons. Daar is tye in ons lewens waar dit voel of jy nie verder kan nie, waar jy voel dat die lewe jou flenter slaan, en tye waar jy as te ware platgeslaan op die vloer lê. Nie waar nie, is almal weer daarvan. Maar nou hoe nou gemaak? Is daar hoop? Moenie tou opgooi nie, geliefdes. Paulus leer ons vandag dat ons ten spyte van al hierdie terugslag, al hierdie teenstand, kan opstaan en moet opstaan. Of voel dit so dat is nie die einde van die wêreld nie, geliefdes. Nog nie. Wat verstaan ons as ons sê dat die lewe iemand platgeslaan het? Platgeslaan is nie as jy oor 'n hindernis of 'n ligte klippie struikel nie. Dit is wanneer buitefaktore uit die bloute jou 'n opstopper gee. Jou skoon bal, met ander woorde. Ons praat nie oor wanneer jy op jou eie probleme veroorsaak nie. Glad nie. Alles wat jy gewen het, het jy in een oomblik verloor en met uitgewerkte gereedskappe weer probeer om alles terug te kry. Gaan jy dit reg kry? En dat jy elke senuwee probeer forceer om nou maar weer aan te gaan en alles van jou wat jy in jou het sê vir jou, hou op, maar daar is iets in jou wat sê, gaan aan. Dit is daardie platgeslaanheid wat ons vandag wil bespreek. Daai gevoel van jy kan nie, jy wil nie, jy weet nie hoe nie. Nou wat gebeur? As jy 'n boer is, as daar nie water is nie, en ons weet dat daar was 'n erg droogte gewees, dat die boere flenters geslaan is deur die droogte, daar is nie water nie. As jy 'n pa of 'n ma van 'n kind is, wat sy lykie in 'n lijkhuis moet gaan uitken, dink jy dit is platgeslaan? As jy die kind is van iemand wat jy moet na toe kyk hoe hy homself dooddrink, as jou kind met kanker gediagnoseer word, as jou kar of jou huis binne onluste afgebrand, uitgebrand word, as jy skielik gekonfronteer word dat jy 'n terminale siekte het, dink jy dis platgeslaan? As jy jou besittings onder jou uitgesteel word, as jou swaar verdiende pensioengeld in 'n groot gat verdwyn, en jou adviseer trek sy skouertjies op, waarvoor het jy gewerk? As jy hoor dat jou maat, jou lewensmaat, iemand anders lief het, as jy hoor dat jy jou werk verloor het, hoe staan jy op? Hoe gaan jy weer aan? Hoe gee jy weer daai eerste treukie? As jy platgeslaan is 'n mens, is 'n hoop 'n bietjie daarmee heen. Jou lewe skeer uit mekaar uit. Jy het gehoop op 'n sekere geprojekteerde toekoms wat nou weggevat is. En dan skielik word die mat onder jou uitgeruk. Jou toekoms is daarmee heen. Jy kan nie meer saam met ander persone oud word nie. Jou huis word van jou weggevat. Jy het gehoop
dat jou besigheid jou finansiëel vry sal maak. Jy het gehoop dat jou pensioen veilig gaan wees. Jy het gehoop dat die plaas van jou inkomste gaan inbring met 'n goeie oes. Daar's nie water nie. Die probleem is dat jy hoor en hoop. Jou hoop is alles daarmee heen. Jy is platgeslaan. As jy opstaan, kan jy nie sonder hoop opstaan nie, geliefdes. Hoop in dit wat jy nie kan sien nie. Daar is een ding wat 'n mens weer laat opstaan. Dit is daardie spesifieke geloof dat jy weet wie in beheer is. Dat jy weet dat Vader jou gaan deurdra. Hoop is daardie ding om te sê, daar is lewe na enige iets. As jy nie daardie geloof het nie, dan staan 'n mens nie weer op nie. So sonder hoop is die lewe hopeloos. Maar dit wat jy ook weer laat opstaan, is daardie hoop wat jy het nadat jy platgeslaan is. Daardie hoop wat jou krag gee. Is daar 'n stukkie hoop wat oorbly en vir jou sê, ek gaan oorleef. Ek weet nog nie hoe nie, maar ek gaan. Hoe staan jy weer op? Die grootste ooreenkoms by mense wat deur sulke situasies gaan, is dat wanneer jy op daardie punt kom, jy onmiddellik skadebeheer toepas. Nie waar nie? As daardie dinge met jou gebeur, moet jy oorleef. Jy moet die stukkies optel. Jy moet die bloed stop. Jou eerste stap is om skadebeheer toe te pas. Tweedens, kry vir jou 'n grondhouding. Met ander woorde, geloof. Dat jy glo, daar is lewe na enige iets. Mense wat oorleef, is mense wat glo, dat die lewe is, na enige terugval, enige terugslag. Paulus is 'n getuie hiervan. Dit was nie maklik vir hom nie. Tog het Paulus elke keer deur enige omstandighede bly glo. Niks kan God se aardse eiendom ooit van hom skei nie. Geen dood, geen gevaar of slegte gebeurtenisse kan ons losruk uit sy hand nie. Vir tyd en ewigheid het hy ons by hom, ons in sy hand. Maar al wat ons moet doen, is vertrou en glo en hoop. Dit is ons troos, wanneer dit lyk of ons nie toetse van die lewe gaan slaag nie. Hy is nie afwesig as die golwe oor ons beweeg, oor ons slaan, en dit lyk of die vloedwaters ons gaan oorspoel nie. God is by ons, tot aan die einde, vir ewig. Daarom is ons altyd naby hom, omdat ons in Christus geanker is. Niks in hierdie lewe kan ons skei van die liefde van God nie. Want waar Christus is, daar is liefde. Dit is die evangelie van Romeine 8. Dit is ons anker. Niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Uiteraard moet jy jou emosies onder beheer kry. Hierdie hartseer of woede of energie gaan ons skep en gebruik om die toekoms te moet gegaan. Herbesin jou denke. Nou hoe nou, pastoor? Hoe herbesin jou gedenke? Denke is jou derde stap. Is jou volgende stap wat jy moet neem. Begin
planne maak om uit hierdie krisis uit te stap. Moenie net op die planne herbesin nie. Jy moet jou spesifiek jou lewenshouding herdink. In plaas van om hoog te vlieg normaal. Moet ek nie dalk begin om 'n verskil in die gemeenskap te maak nie? Moet ek nie my rol op aarde herdink nie? Moet ek nie my lewensdoel herdink nie? Baie van ons dink, môre gaan ons dit doen, môre gaan ons dat doen. Geliefdes, wat van ons môre nie kom nie. Na die 4de stap, moet ek hierdie nuwe planne implementeer. Jy moet terugkom op die veld. Jy moet op daardie perd klim wat jy afgegooi het. So, jy moet aksie neem. En in al hierdie stappe, nie meer as 'n 10-jaar plan nie. Jou 10-jaar plan word 'n 10-tree plan. Maar dis nog steeds 'n plan. Sê dit spesifiek vir jouself, dat dit die eerste stap nadat ek weer op die veld gekom het. Wanneer dit gebeur, is 'n mens gewoonlik beter af. Jy floreer beter op 'n ander vlak nadat jy platgeslaan is. Dat enige vlak is beter as om op die grond te lê. Nadat so tydperk, moet jy terugkyk en soek na die lesse wat jy geleer het. Jy leer om jou te prioriteite reg te kry. Jy leer om sin in jou lewe te kry. Dalk verloor jy jou vriende, maar jy ontdek nuus. Vriende wat jou kan bystaan, vriende wat regtig omgee. Hierdie 4de stap, om in die veld te kom, weer te begin deelneem. Wat vra dit van ons? Ons wat in die spore van Christus leef, dit vra meer sensitiwiteit. Dit vra dat ons gaan stil sit by daardie persoon wat platgeslaan is. Dit vra dat ek afbuig, afbuk, dat ek self op my hurke langs daardie persoon gaan sit en 'n hand uitsteek en daardie persoon ophelp. Soos wanneer 'n rugbyspeler sy maat omhels. Wat 'n harde duikslag wat hom platgeslaan het, word hy nie weer opgehelp nie. Maar dan is daar 'n ander hand, die Here se hand. Die Here wat vir Paulus sy hand uitgesteek het, steek ook sy hand vir my en vir jou uit. Ons Here wat die reën skenk, terwyl die doemprofete oor en oor sê, dat dit nie gaan reën nie. Dan steek die Here sy hand uit, en maak die sluise oop. Weerkundiges, wat in die begin van die jaar gesê het, dat hulle nie meer die weerpatroon verstaan nie. God se hand is daarin. Geleerde mense het vir ons vertel dat dit nie gaan reën nie. Wat maak God? Hy laat dit reën. Die seisoene verander drasties, my geliefdes. Reënpatrone is besig om te verander. En wat gebeur? Die Here maak die sluise van sy hemele oop. Damme is op die huidige oomblik besig om vol te loop. Party plekke oorspoel. Waterbeperkings word afgeskaal. Wat het ons hier uitgeleer? Hierdie 4 stappe wat ek so pas aangespreek het ek in my persoonlike lewe geïntegreer. Ek het geleer dat ek wel met minder water kan klaarkom. 50 liter water per persoon kan werk. Ek het geleer om te spaar, om hierdie water
te spaar. Ek het geleer om my prioriteite agter mekaar te kry. Ek het planne begin maak. My watertanks is boonop vol. Ek het geleer om God te vertrou. Om die Heilige Gees vasdra plek in my lewe te gee. Ek het geleer om niks van selfsprekend te aanvaar nie. Alles is slegs deur God se genade. Ek het geleer om elke dag 'n lewe te lewe waarin ek swak is, sodat die Here se krag tot volle werking in my kan kom. Ek het niks om meer te roem nie. Ek het geleer om dankbaar te wees, om elke dag al die eer aan die lewende almagtige God te gee. Die Here het alles verras. Hierdie reën van val soos genade reën, soos genade water op ons neer. Dit is hoekom ons hier is vandag. Om te hoor dat niks ons van die liefde van die Here kan skei nie. Daar is net een maatstaf, en dit is om Christus te verkondig. Al gaan dinge nie altyd soos wat ons het wil hê nie. Verkondig die woord. Die almagtige God werk op vreemde maniere, my geliefde broer en sussie. Hy werk in ons swakheid. Onthou wanneer ons swak is, begin God se krag eers. Sy genade is bedoel vir die swak mense, wat bereid is om met hulle paar talente te werk, afgesien van die sigbare resultate wat dit oplewer. Juis wanneer ons swak is ons sterk. Kom ons tel ons seëninge een vir een vandag. Kom ons sê dankie vir die reën. Geliefdes, jy hoor ek praat van reën. Ek praat nie van fisiese reën wat op aarde val nie. Ek praat nie van die watertanks, van ons Jojo tanks wat vol is nie. Ek praat van die lewende water. Die lewende water wat van Christus afkom. Soos wat ons ook in die nagmaal gaan hoor. Geliefdes, is dit nie meer beter om te vertrou op die een wat ons geskaap het nie. Te glo in sy krag. En om te weet dat Vader sy hand altyd oor ons is. Oor ons is, om ons is, vir ons is. Nou, hoekom sal ons platgeslaan bly? Hoekom sal ons nie net opstaan en sê, Vader, dankie. Dankie dat U my gehelp het. Dankie dat U my bystaan. Geliefdes, jy weet, U wil nou aan die einde van die boodskap kom vandag. Kom dit by my op. Ons almal gaan deur tye van swaar kry. Ons almal gaan maar deur hy platgeslaanheid. Maar wat doen ons op die einde van die dag daarmee? Wat leer ons daaruit? Of sit ons maar net terug en wonder, hoekom? Sit ons in kerm, kla, niemand verstaan nie, niemand gee om nie. My geliefde boetie en sussie, Vader weet wat hierdie gaan. Hy is by jou. Hy het jou nog nooit verlaat nie. Dis ons wat hom verlaat. As jy platgeslaan is vandag, moedig ek jou aan. Staan op. Gaan terug na God. Gaan haal hom daar waar jy hom gelos het. As jy voel jy dat God jou verlos het. Staan op in geloof. En weet dat God vir jou 'n plan het. Hy sal jou nie alleen los nie. Sê hy nie vir ons in sy woord dat hy die Vader is, dat hy ons redder is, dat hy ons verlosser is. Hoekom het hy sy seun dan vir ons gestuur, as hy dan nie vir ons omgegee het nie? As jy platgeslaan is, geliefde boetie en sussie, staan op in geloof. Vra vir Vader om sy watersluise op jou oop te maak, om jou weer te vul met sy wonderlike liefde.
Die nagmaal, soos wat dit vir ons opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot en met 29. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Geliefdes, die nagmaal in sy wyse is 'n verbondsmaaltyd, waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telke vernuwe word. Dit is 'n gedagtenismaal. Die Here het met die instelling van die nagmaal vir ons gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Dit is ook vir ons 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. Dit is 'n viering met die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Omdat dit een brood is ons baie saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Het verkondig van ons 'n toekomsverwagting. Ons het die versekering in die nagmaal dat die Here een is met ons. Geliefdes, dis 'n vreugdefees. Hoewel ons as gemeente die nagmaal met erns vier, is dit nog steeds 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besondere manier die vrug van sy lyding, sterwe en opstanding met ons deel. Maar ek sal versuim om vir u ook die waarskuwing te gee, wat opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 27. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, en dink daaroor, en glo dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gegiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Hemelse Vader, ons aanbid U in waarheid en in gees. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die Satan, die duiwel. Vader, in die naam van Jesus bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van die duisternis van hierdie eeu, elke bose mag in die lig wat vandag teen ons staan. Ek beveel alle bose magte om hulle werking onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus te gaan. Ons omgord onsself vandag met die ellende, die gordel van waarheid. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan. Ons sit die skoene van vrede aan ons voete vir die bereidheid van vrede. Ons stel die skild van geloof op, waarmee ons die vurige pyle kan uitblus. Ons trek die helm van verlossing aan. Ons neem die swaard van die Gees op, die woord van God. Vader, bo dit alles, beklee ons vandag met U liefde, wat die band van die volmaaktheid is, soos wat het opgeskryf staan in Kolossense 3 vers 14. Vader, gee aan ons die wysheid, die insig en verstand, om vandag goeie kruismanne en vroue vir U te kan wees. Vader, ons onderwerp onsself vandag aan U, en ons weerstaan Satan, die duiwel.
Want in die woord is geskrywe in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Hemelse Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Om iemand te seën is soveel meer as net woorde. Dit is om alles wat daardie persoon te deel, in en deur Jesus Christus, oor hom en haar, in die naam van Jesus te proklameer. Juist daarom wil ek ook vandag God se seën oor u proklameer. En ek bid dat die Heilige Gees dit ook sal waarmaak in u lewe elke dag. In die naam van die almagtige God, hy wat liefde is, wil ek u vandag seën. Ek seën u met vreugde van guns in God se oë en ook van ander. Ek seën u met mense wat om u inskuif en u hand oplig, op 'n pad saam met u begin stap. Ek seën u met goddelike vriendskappe, mense wat u sal aanmoedig en God se drome vir u lewe met u sal deel. Ek seën u met 'n sagte hart, 'n hart vol liefde. Ek seën u met God se wysheid in elke besluit wat u neem in die lewe. Ek seën u met God se leiding, sy guns, sy genade oor u. Ek seën u met God se onderskeiding sodat u kan weet wat waar is, sy wil, sy planne vir u lewe. Ek seën u met talente, u gawes en u verhoudings, dat u dit mag aanwend tot God se eer. Ek seën u gees, u siel, u liggaam, u lewenstaak met vreugde, harmonie en liefde. Ek seën u om 'n ware identiteit te vind en te ontdek in Christus onder leiding van die Heilige Gees. Ek seën u met die wete dat 'n Vader het wat u innig lief het, dat niks wat u kan doen om liewer kan maak vir u nie, maar nie minder nie. Ek seën u om u daagliks sy hand van voorsiening te beleef in u lewe, sy totale beskerming en hoe hy ook deur sy gees sy doel in die lewe en in u bewerk. Ek seën u met die wete dat niks in u lewe, verlede of toekoms, u kan skei van God se liefde nie. Die ewige en almagtige God sal u seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor u skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee, sy vrede. Geseënd is die geliefde van God. Ontvang hierdie seën in Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle, vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus. Kom ons sluit hierdie boodskap vandag af met die oorwinningslied, want ons is meer as oorwinnaars deur God, ons Vader, wat vir ons die krag gee. Geniet hierdie weekie saam met my en my gesin. Die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Halleluja, hy is koning, hy regeer.
vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy's ons skuiling, hy's ons wapen, hy't die vyand reeds verslaan. Hy's die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy's die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy's die rots wat ewig staan. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg, en op ons knieë sal ons wen. Ons sal uithou, aanhou, U alleen kan ons red, want U is in beheer. Ek sal ingaan by die koning. Ek sal opstaan vir my mense en vra vir genade. Koning, vergewe ons, want ons ongeloof is tasbaar, maar die liefde is wonderbaar. U is al wat ons nodig het. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg, en op ons knieë sal ons wen. Ja. Ons sal uithou, aanhou, U alleen kan ons red, want U is. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg, en op ons knieë sal ons wen. Ja. Ons sal uithou, aanhou, U alleen kan ons red, want U is in beheer. Kom ons kook. Ons kyk nader aan die potte en aan die stoof. Vandag se resep, geliefdes, 'n kits curry dis. En wat gaan ons nodig kry? Kom ons kyk gou-gou. Ons gaan 6 snytjies brood nodig hê, 1 lepel olie, 1 groot ei wat ons gaan opkap, 1 pakkie spek, 1 rooi russie in blokkies gesny, 'n blikkie soutvleis fyn gemaal, 1 teelepel borrie, 2 eetlepels vas petersilie wat ons ook gaan opkap, 2 eetlepels bladjan, 4 eiers, halwe koppie melk en 'n koppie kaas, gerasper, kaas van jou keuse. Nou, hoe sit ons hierdie heerlike dis bymekaar? Ons verhit ons oog tot 180 grade. Ons verhit die olie in 'n pan en sorteer die eie tot dit heerlik sag en deurskynend is. Voeg die spek by en roer braai tot dit gaar is. Voeg die soetrussie by en roer braai dit verder. Nou verminder ons die pan se hitte en ons roer die soutvleis, die curry, die borrie, petersilie en die bladjan by. Nou plaas ons daai laagie brood in 'n gesmeerde oondpak en ons skep hierdie soutmengsel, hierdie vleismengseltjie bo op
Ons maak dit gelyk. Klits die melk en die eiers en giet dit bo-oor. Sprinkel gerasperde kaas bo-oor alles. Bak vir ongeveer so 30 minute of tot die kaas lekker goudbruin is. Geliefdes, hierdie is 'n maklike en vinnige dis. En glo my, baie heerlik. Geliefdes, as jy die resep van my wil hê, kontak my gerus. Ek deel dit graag met jou. Tot ons weer gesels volgende week. Groete uit God se kombuis. Shalom.